Ons gaan nou lekker saam sing. Ons het nou baie woeligheid en aktiwiteit gehad, maar kom ons eer die Here met ons lied en dankie vir ons orkes wat vir ons ook leiding gaan gee. Ons gaan nog baie hoor oor ons stroom. Waar die stroom vloei, daar is lewe. Die stroom vloei hier by Grasfontein. En dit is baie belangrik dat ons nie een kant sal staan, weg van die stroom af. En dat ons die stroom sal bekyk wat verby ons vloei. Maar dat ons regtig deel van die stroom sal wees. Baie belangrik. Ons het vanuit hierdie visie het ons gekom, julle kan maar begin wys, baie dankie.
het ons gekom by 'n groeisiklus of 'n groeiplan. En ons glo dit is die Here se plan met elkeen van ons, dat hy ons roep. Hy roep ons. Hy sê kom. En dan versamel hy ons. Hy versamel ons. Hy bring ons bymekaar in 'n gemeente, in 'n familie. En hy plaas ons in verhoudinge met mekaar. En daar vorm hy ons. Hy vorm ons. En daar stuur hy ons weer uit. Hy stuur ons uit. Dit is deel van hierdie wonderlike groeiplan. En as ons uitreik en ons bring mense in die gemeente in, word hulle deel van hierdie siklus, hierdie groeiplan. En ons gaan hierdie jaar elke kwartaal van ons aandag gee aan elkeen van hierdie elemente. Hierdie kwartaal gaan ons 'n bietjie praat oor God wat ons roep. God roep ons. En ons jaar slagspreuk is baie eenvoudig. Kom klim in. Kom klim in. Moenie daar een kant staan. Moenie net kyk vir die stroom en sê, maar dit is 'n pragtige stroom, 'n wonderlike stroom nie. Nee, word deel van die stroom. En groei saam met ons as deel van hierdie stroom. Maar nou gaan ons lees uit Eksodus 2. Eksodus hoofstuk 2. Vanaf vers 23, dis ook op die skerm. Kom ons lees Eksodus 2 vers 23. Die jare het verbygegaan en die koning van Egipte het te sterwe gekom. Maar die Israeliete het nog steeds gesug en gekreun onder die swaar werk. Hulle geroep om hulp het tot God opgegaan. God het hulle gekerm gehoor en aan sy verbond met Abraham, Isak en Jakob gedink. En hy het die nood van die Israeliete gesien en dit aan harte geneem. Moses het die kleinvee van sy skoonpa Jethro, 'n priester van Midian, opgepas. Hy het die kleinvee diep die woestyn ingejaag totdat hy by Horeb, die berg van God, gekom het. Die berg Sinai. Toe verskyn die engel van die Here aan hom in 'n vlam binne-in 'n doringbos. En terwyl hy kyk, sien hy dat die doringbos aanhou brand, maar nie uitbrand. En Moses sê vir homself, ek wil tog 'n bietjie nader gaan om hierdie wonderlike verskynsel te bekyk. Waarom brand die doringbos dan nie uit nie? Toe die Here sien dat hy nader kom om te kyk, roep God na hom uit die doringbos. Moses, Moses. En hy antwoord, hier is hy. Die Here sê vir hom, moenie nog nader kom nie. Trek uit jou skoene, want die grond waarop jy staan is gewyde grond. Verder sê hy, ek is die God van jou voorvaders, die God van Abraham, die God van Isak, die God van Jakob. Toe maak Moses sy gesig toe, want hy was bang om na God te kyk. Daarna sê die Here, ek het die ellende van my volk in Egipte duidelik gesien en hulle noodkrete oor die slawedrywers gehoor. Ek het hulle lyding ter harte geneem. Daarom het ek afgekom om hulle die mag van Egipte te bevry en om hulle daarvandaan te laat trek na 'n goeie en 'n uitgestrekte land. 'n Land wat oorloop van melk en honing. Dis die land van die Kanaaniete, die Hetiete, Amoriete, Ferisiete, Jewiete en die Jebusiete. Die noodkrete van Israel het my bereik. En ek het ook aanskou hoe Egipte hulle verdruk. Daarom stuur ek jou na die Farao toe, sodat jy my volk, die Israeliete uit Egipte kan bevry. Toe sê Moses vir God, wie is ek, dat ek dit by die Farao so waag, en dat ek die Israeliete uit Egipte sou bevry? God het Moses geantwoord, ek sal by jou wees. En die bewys dat ek jou gestuur het, sal dit wees. Wanneer jy die volk uit Egipte bevry, sal julle my by hierdie berg aanbid. Daarna sê Moses vir God,
Sê nou maar, ek kom by die Israeliete, en ek sê vir hulle, die God van julle voorvaders het my na julle toe gestuur, en hulle vra dan vir my, wat is sy naam? Wat moet ek dan vir hulle sê? Toe sê God vir Moses, ek is wat ek is. Jy moet vir die Israeliete sê, ek is, het my na julle toe gestuur. En verder sê God vir Moses, jy moet ook nog vir die Israeliete sê, die Here, die God van julle voorvaders, die God van Abraham, die God van Isak, die God van Jakob, het my na julle toe gestuur. Dit is ewig my naam. Dit is die naam waarmee ek aangeroep moet word, van geslag tot geslag. Ons gaan net tot so ver lees. Die Here, broers en susters, roep ons om in te klim in die stroom, om deel te word van sy groeiplan. Wat is die groeiplan? Die groeiplan beteken dat ek sal terugkom na hom toe. Waar ek ook al is, dat ek sal terugkom na hom toe, en hom weer sal ontdek, en naby hom sal leef. Hierdie groeiplan beteken dat ek sal terugkom na myself toe. Want ek is dalk ver van myself. Ek loop wye draaie van wie ek is, en van wie ek behoort te wees. Wat jy sien, is ek terugkom na God, om ek weer terug na myself. Hierdie groeiplan beteken, dat ek weer terugkom na my doel, wat ek moet wees, wat ek moet doen. Want as ek terugkom na God toe, en ek kom terug na myself, dan kom ek weer terug na wat ek moet wees, wie ek moet wees, en waar ek dit moet wees. Is dit nie wonderlik nie? En om deel van hierdie groeiplan te word, beteken dat ek vir 'n oomblik moet besef, wie is my maker? Wie dit alles geïnisieer? Wie dit alles begin? Wie is hy? En daarom gaan ons vanmorgen 'n bietjie gesels daaroor. Want as ons oor roeping praat, dan gaan dit nie oor my eie wense en drome en my eie belange en my eie doelwitte en visies en sulke goed nie. Dit gaan ook nie oor ander mense se drome en behoeftes en allerlei dinge. Trouwens, as ons oor roeping praat, gaan dit eintlik oor niks wat hier binnekant van binnekant af my hart na vore kom. Dit kom van buite af. Dit kom van God. Hy roep my, en hy kom staan voor in die doringbos. En daar vind 'n veranderingsproses plaas in my hart. En hy kom gee vir my sy droom. Wat 'n groot droom is. Wat 'n wonderlike droom is. Sy droom sluit dalk my drome en my doelwitte ook in. Maar baie keer is sy droom lynreg teenoor dit wat ek droom. En my behoeftes, en my doelwitte, en my wense, en my begeertes. So stilstaan by hierdie roepingsverhale van Moses en Abraham en die profete en al hierdie dinge, dan is daar 'n paar elemente wat nogal ooreenstem. En ek wil dit vinnig vir julle wys. In die eerste plek is dit God wat roep. Dis niemand anders wat roep nie. Dis God wat roep. En hy roep ons eers tot 'n verhouding met hom. Dis die eerste roep. Dat ek in 'n verhouding met hom sal staan. En dan stuur hy my uit na mense toe, met hoop in die hart. Mense met hoop. En dan kom rus hy my toe. Hy sê, ek gaan saam. En dan begin ons te praat oor die wonderdade van God. Ons vertel van die wonderdade van God, oud en jong, almal van ons. Dis God wat roep. Hy neem die initiatief. Hy roep op verskillende maniere. Hy roep deur dinge wat met my gebeur. Hy roep deur mense wat oor my pad kom en wat hy oor my pad stuur. Hy roep deur tekens. Hy roep deur swaar kry, deur tye van swaar kry. Hy roep deur sy woord.
gebruik al hierdie ander dinge om my terug te bring na sy woord, wat ek oor sy stem op die duidelikste in sy woord, wat ek met my praat. Daar ontmoet ek die lewende God. So vanuit hierdie woord kom daar 'n ontmoeting. 'n ontmoeting gebeur, soos tussen God en Moses by die doringbos. Daarom is dit belangrik, en ons het ook gesing daarvan, dat ek sal stil word by die woord. En dat ek mooi sal luister, en my ore ook sal hou, my gedagtes, my kop, dat ek mooi die stem van die Here sal hoor, te midde van al die ander stemme, wat hy vir my sê, hier uit die woord uit. Hierdie klompie Israeliete, dit gaan sleg met hulle. Hulle beleef onreg en lyding. En hierdie huidige Farao wat nou bewind is, hy het vergeet van die beloftes wat vorige Farao's gemaak het, dat hulle vir hierdie Israel lewensruimte gaan gee, asemruimte gaan gee, en dat hulle daar gelukkig kan woon en weer skoon vergeet van al daai dinge. En nou lyk dit ook as 'n mens nou kyk na die situasie asof die gode van Egipte baie sterker is as die God van Israel. En dan wonder mense, maar wat het geword van die beloftes van God aan Israel? Hy het 2 beloftes gemaak. Die eerste ene het hy nagekom, van hulle het meer geword. Hulle het baie geword. Maar die tweede, wat het van die tweede geword? Die Here het ons gesê, gaan vir 'n grondgebied gee, en dit het nog nie gerealiseer nie. So Eksodus 3 vertel vir ons die verhaal hoe die Here sy plan begin ontvou, om hulle te verlos uit Egipte land en vir hulle 'n nuwe land te gee. 'n wonderlike verhaal. En dan roep hy vir Moses. Moses is Midian. Hy pas skape op. Hy's ver van sy volk. Hy's ver van die Here. Hy's so ver van die Here af, hy noem sy eie seentjie, een van sy seuns, Gersom. Gersom beteken vreemdeling. Ek is 'n vreemdeling. My huis is vreemdeling. My kind is 'n vreemdeling. Ek is vreemd vir God. Ek is ver van God af. Ek is ver van my mense af. Tot daai dag. Daai dag. Toe God met hom praat in die doringbos, diep in die woestyn. En hierdie bos bly brand en bly brand. En hy gaan nader. En hy hoor hoe hierdie bos met hom begin praat. Moses. En daar ontmoet hy die lewende God. En dit is asof daai omstandigheid 'n tempel word. 'n Tempel van die hoë God. God openbaar aan Moses. En ek en jy, waar is ek en jy? Daar ook in die woestyn, besig om skape op te pas. Ons gaan maar aan met ons lewe. Dalk voel ek ook 'n vreemde. Dalk is my kind se naam ook Gersom. Besig met my alledaagse lewe. En dan begin die doringbos te brand in my lewe. Die Here kom en hy openbaar aan Moses en hy sê vir hom, hy is die almagtige en die heilige God. Moses, jy weet weer, ek is die almagtige. En hierdie doringbos is eintlik die simbool daarvan dat God se teenwoordigheid eintlik 'n verterende teenwoordigheid is. En al die ander tekens wat hy vir Moses gee, sê maar dat God regtig die almagtige is. Hy is in staat om wondere te doen. Hy is in staat om hierdie volkie te verlos uit die kloue van die magtige koninkryk van Egipte. En sy heerskappy strek oor alles en almal. En hy is die koning van die konings. Hy is die koning van die farao's. Hy het alle mag in die hemel en op aarde. En ek en jy moet dit weet. Ek en jy moet weet wie hy is, wat ons doen. Die almagtige. Niks is vir hom onmoontlik. Niks is vir hom te groot of te klein. Hy is in staat om jou te gebruik, vir my te gebruik. As Moses hierdie doringbos sien en hy besef, dit is die God van Israel, besef hy staan op gewyde grond en hy trek sy skoene uit
want hy is in die teenwoordigheid van die almagtige, heilige God, en hy kom met huiwering nader, en hy maak sy gesig toe, want hy weet, hier is die heilige God. En as ootmoed, en as aanbidding by hom, en hy sê, Here, hier is hy. En ek en jy ook moet weet, die God wat ons aanbid, is nie sommer net my bel nie. Hy is God, die almagtige. Dis nie ons wat hom nader nie. Hy wil ons nader. En as hy ons nader, dan kom ons. En ons reageer. En daarom staan ons nie voor hom met vrypostigheid, met selfversekerdheid. Ons staan voor hom met ootmoed en nederigheid, met ontzag vir die heiligheid van God en ons luister, wat hy vir ons wil sê. En dan kom hy en hy openbaar homself as die genadige God, met 'n hart vol ontferming en vol liefde. Daarom gaan hy optree. En hy sê dit so mooi in vers 7 en 8, dat die gepyn en die hartseer en die onreg van Israel het my bereik. Dit het my hart bereik. Ek het dit ter harte geneem. En daarom gaan ek in beweging kom. Dit is dieselfde hart wat veroorsaak het dat Jesus een keer na die aarde toe gestuur is. Daai selfde hart wat deur die pyn en die lyding en die sonde en die nag en die donkerte van mense waargeneem het en gesien het, toe daai pyn sien, het God weer in beweging gekom en sy eie seun gestuur vir die wêreld. En dan kom hierdie ontmoeting en Moses voel die taak is net oorweldigend. Dit is net te verskriklik, te groot en te onsaglik vir hom. En hy tyds terug en hy sien die kans teen hy huiwer en hy skrik eintlik vir wat hy nou moet doen, dat hy daar by die skaap moet gaan na Farao toe, die koning van Egipte. Dit is net eenvoudig te groot. En hy kom met al hierdie verskonings en die Here kom en hy hanteer al hierdie verskonings so een vir een. Hy ry dit in die weg. Want die Here fokus nou nie op Moses en sy verskonings en sy vrae en al die goed. Hy wil hê Moses moet fokus nou op hom. Nie wie Moses is en hoe ontoereikend en minderwaardig en al daai dinge hy nou is nie. Hy wil hê Moses moet nou kyk na hom. Hy moet kyk na God, want die vraag is nie, is daar 'n God nie? Die vraag is, wie is hierdie God? En hoe is hierdie God? En Moses moet dit nou weet wie hy is en waartoe hy in staat is en hy help hom ook daarmee. En ek dink dit moet ek en jy ook onthou, dat wanneer die Here vir ons kom staan en hy roep ons en hy sê, hoorie, ek wil hê jy moet hierdie taakie vir my doen of ek wil jy moet hier betrokke wees. Dat ek nie sal oorboord gaan en ek kyk so na myself, my eie ontoereikendheid en al die dinge wat ek nie kan doen nie. Die Here stel nie daarin belang nie. Die Here stel nie daarin belang oor wat ek kan doen en wat ek nie kan doen nie. Die Here wil nie hê dat ek daarop sal fokus nie. Dit gaan nie oor my nie. Dit gaan nie oor jou nie. Dit gaan oor hom, wat jou wil gebruik en jou nodig het. En daarom wil hy dat ek sal fokus op hom, en wie hy is, die almagtige, die heilige, die God vol liefde, die God wat vir ons gaan toerus. En dan kom hy, en hy sê vir Moses, wie hy is, hy gee sy name, hy sê, ek is die God van jou voorvaders, God van Abraham, die God van Isak, die God van Jakob, dit is my naam, vir ewig. Hy is nie 'n vreemde God nie, hy is nie 'n nuwe God nie, hy is die ou bekende God van Israel, die God van die geskiedenis, die God ook van vandag. En daarmee wil hy vir Moses sê, Moses, van jou kleintyd af, van jou geboorte af, toe jy daar in die mandjie was, was ek saam met jou gewees, en ek het die pad saam met jou geloop. En ek het jou lewe beskik, en ek het 'n plan met jou lewe, en weer kom ek toe, en ek sê, hierdie plan gaan nou momentum kry. Hierdie plan gaan nou op 'n kragtige wyse na vore kom, en ek gaan saam met jou, en kom ek en jy onthou dit ook, die Here het van kleintyd af, die feit dat ek en jy hier is nie sommer net vir niks nie. Die Here het ons nie sommer net vir niks in die wêreld ingestuur nie. Hy het ons met 'n rede in hierdie wêreld ingestuur. Hy het 'n plan met ons. Hy het 'n doel met elkeen van ons. Hy het 'n droom vir ons. En hy wil hê ek moet inskakel in sy groot droom wat hy met hierdie wêreld het. En van kleintyd af het hy jou by die hand gevat en vir jou beskik en vir jou begelei tot by hierdie dag.
En hy vra vir jou vandag, waar is jy vandag ten opsigte van hierdie droom en hierdie plan? Is jy in die woestyn besig om skape op te pas? Of waar is jy? Waar is jy? Is die vreemde God, die God van jou voorvaders. En so wil hy vir Moses eintlik troos met hierdie bekendstelling, want hy moet sê, Moses, jy weet wie Abraham is, en Isak en Jakob. Jy ken hulle, ek het met hulle pad geloop, en jy weet, hulle was maar sondaars. Maar ek het my belofte deur hulle gewerk, ten spyte van hulle swakheid en hulle ontrou en hulle sondigheid. Ons sien dit eintlik in hulle name. Weet die naam Abraham beteken vader van die geloof, maar tog het hy verskriklik getwyfel. Het hy baie gesukkel om te vertrou in die Here, regtig op sy beloftes te neem. En tog het die Here vir Abraham gebruik, en vir Isak beteken, hy het gelag. En dit gaan terug na Abraham en Sarah, wat hulle doodgelag het, vir God se beloftes, dat hulle nou kinders kry. En tog het die Here deur Abraham en Sarah, en Isak gewerk op 'n kragtige wyse. En Jakob, sy naam beteken bedrieger, onderduimse. Tog loop die Here die pad met Jakob. Want God verbind hom aan sondaars. God verbind hom aan swak mense, om sy plan deur te voer. En dan sê hy, kom hy by hierdie hoogtepunt, hy sê ook vir hulle, ek is wat ek is. Dis God se grootste eie naam. Ek is, Hebreëus, Jahweh. 4 konsonante, J, H, W, H. Dit was so heilige naam, die Jode, en dit is uitgespreek. Jahweh, ek is wat ek is. Die teenswoordige God, die God van nou. Ja, die God van gister, en ook die God van môre, maar veral die God van nou. Die God wat nou skep en in stand hou en ingryp en in beheer is, en ons gaan hom weer ken uit sy dade, uit die geskiedenis, en God doen ook nou vandag vir jou en vir my. Daar's eintlik iets geheimsinnigs aan hierdie naam. En dit moet ook so wees, want God openbaar so net alles van homself nie. En hy wil vir Moses sê, Moses, ek kan nie vasgevat word in 'n naam nie. Ek is baie groter as my naam. Ek is 'n groot God, en daarom is dit eintlik 'n misterie. 'n Misterie waarvoor ek en jy maar net kan buig. Daar's 'n groot verskil tussen 'n raaisel en 'n misterie. 'n Raaisel roep dat 'n mens dit moet ontrafel, nie waar nie? En 'n mens kan 'n raaisel ook ontrafel. En as jy hom klaar ontrafel het, dan het hy sy krag verloor, sy aantrekkingskrag. Maar 'n misterie, 'n geheimenis, is iets anders. 'n Geheimenis kan nie ontrafel word. As 'n geheimenis ontrafel word, dan beteken dit God is nie meer God nie. En dan word dit blootgestel, word God blootgestel aan ons brein. God is 'n geheimenis. Hy gee vir ons net so 'n bietjie inligting wat ons nodig het. Hy gee nie alles vir ons nie. Hy openbaar nie alles van onsself nie. En dan hierdie woorde, ek is wat ek is, beteken vir vandag, maar ook vir môre. Want hy sê eintlik met hierdie woorde, ek is, en ek sal altyd wees wat ek is. Konstant, getrou, in liefde, tot in alle ewigheid, ook by jou. En ons hoor hierdie woorde weer klink, en die woorde van Jesus teenoor sy disippels, as hy sê, ek stuur julle, gaan maak die mense my disippels, en ek is by julle, die konstante, ek is wat ek is. Immanuel van gister, Immanuel van vandag, en Immanuel van môre. Daarom stuur hy ook sy Gees. Heilige Gees word uitgestort om regtig te sê, God is by ons, elke oomblik waar ons besig is om ons roeping te vervul. So, dit maak nie saak wie ek is of wie jy is. Dit maak nie saak hoe belangrik ek is of hoe belangrik jy is. Dit maak nie saak wat my verskonings is of wat my swakhede is, my gebreke, tekortkominge. Dit gaan nie daaroor. Dit gaan oor sy magtige teenwoordigheid. Dit gaan oor wie hy is. Dit is waar dit gaan. Dit is die belangrikste vraag. Nie wie ek is nie, maar wie God is. En weer wil ek vir jou vra, waar is ek en jy nou? Waar is ons nou? Is ek in die stroom
of is ek nie in God se stroom? As ek daar by die berg gehoor het, by die berg sien, rustig besig met my lewe, besig om skapies op te pas, of as ek vanmôre pens en potjies binne in die wil van God, waar hy my wil hê. Is ek by God? Is ek by myself? Of is ek iemand anders? Ek is nie myself nie, en ek leef 'n ander lewe, wat ek nooit moes geleef het nie, want God het 'n ander doel met my. Is ek by myself, wie ek is en wie ek moet wees? En is ek by my roeping? Is ek by my taak? As ma, as pa, as ouma, as oupa. In my beroep, en ek beoefen. In my verhouding met die kollegas. In my verhouding met God. In my hier wees by die gemeente. Waar is ek? Wil die Here vir my verder gaan soek? Of is ek so naam? Die Here gee vir ons wonderlike geleentheid hierdie kwartaal om mooi na te dink oor die vraag. Want die Here gee vir ons nog so 'n paar jaar oor. Ons het Vrydag weer 2 begrafnisse gehad. Hierdie week het ons weer 'n begrafnis. Arnold Reineke oorlede is. Die Here gee vir ons nog so 'n paar jaar terug om die res van my lewe regtig mooi in te rig en sinvol in te rig en baie seker by die Here te hoor. Here, dit wat ek nou doen, is dit reg? Moet ek dit nou doen wat ek nou doen? Ek wil net doodseker maak, Here. Ek wil net doodseker maak. Kom U ook na my in die doringbos. En Here, laat ek my die tyd onthou wie U is. En dat my allerlei dingetjies en geite nie so belangrik is. Dit gaan oor U. Jy onthou Rick Warren se boek, Purpose Driven Life? Dit is hoe daai boek begin. It's all about God. Mag die Here vir ons help. Here, dankie dat U vanmôre so begin met hierdie roepingsreeks, dat U ons sal wakker maak, dat U ons sal wakker skud. En dat ons mooi sal weet wie U is, en wie ons is, en wat ons taak is. Help ons. Help ons, Here, om mekaar te help, mekaar te bemoedig, mekaar by die hand te vat as 'n familie van gelowiges, mekaar te inspireer, en vir mekaar die beste van onsself te gee, soos wat ons ook in U lig kom staan. Kom seën ons vandag, ook in die begin van hierdie jaar. Hou ons vas, Here.